nou 'n nuwe man wat inkom in Beter BF se plek. Okay, is Dimitri Bivol teen Malik Zinad. Het jy al in jou lewe van ek ken 'n Malik Scott, maar ek ken nie 'n Zinad. Ek ken net Malik. Nee, ek ken nie. Ek ken cricketspelers wat Malik is van Maar Pakistan. ken jy nie van Malik Scott wat vir Deontay Wilder train wat ook 'n heavyweight boxer was nie? Ja, ek onthou so iets. Maar anyway, niemand van ons ken vir Zinad nie. Wat gaan aan? Maar anyway, like Kami te bad, Bivol is 22-0 met 11 knockouts, 50%. Dan split down the middle. En Malik is ook 22-0, maar hy het 16 knockouts. So hy het eintlik 'n beter rekord as jy wat knockouts betref. 12 rondes moes nou vir Bivol se WBA light heavyweight title. So maar dis net vir die WBA. Dis hy seker 'n mandatory of 'n ding. Ja, ek dink jy's reg. Ja, ek het nog nie so daaraan gedink nie want ek ken nie vir Zinad van geen kant af nie, maar dit is seker net 'n mandatory defense laat hy hulle kan happy hou en dan kan hy in Beter BF weer later fight. Ja, maar wat vir my nogals kan nie sê impressive is nie, jy kan seker sê impressive. Hierdie ou is nie sommer 'n tune-up fight of 'n stay busy fight voor die groot fight nie. Hierdie Zinad Malik of wat ook al, hy's flipping undefeated. Kyk, die feit dat ons nog nooit van hom gehoor het nie, sê vir my hy kan nie so next level goed wees nie, want ouens wat so goed is, hoor jy daarom ten minste iewers van. Ons kyk daarom nou al lank boks, ons moes iewers al van hom gehoor het. En baie ouens kom met hierdie crazy records, maar dan het dit in sy dorp gedoen in die platteland. 14-0 of iets soos dit. Die oomblik as hy kom fight teen 'n ranked opponent, dan word hy heel opgeneek. Maar dit is nie hierdie ou se geval nie. Okay. Net gou vinnig rattle deur 'n paar van die feite. Ek praat nou van Zinad. Hulle noem hom The Trigger. Okay. Moet maar nie ander afleidings maak moet seker volgens sy 16 knockouts. Ja. Pull the trigger. Hy pull die trigger so 2 uit 3 keer uit skiet hy raak. Hy's 'n Libyan fighter. Okay. Hulle staan nou nie wêreldwyd bekend as 'n fighting nation nie, maar hy is daarso. Hoor hierso. Hy's die WBC Mediterranean, WBA Continental Champion, die IBO Continental Champion en alles is in heavyweight. So dit is light heavyweight. In light heavyweight, sorry. So hy het 3 belde, Continental en Mediterranean en wat ook al. So en dit is daarmee 3 groter sanctioning bodies. So hy's nie bad nie. Ja. Hy het hom al gefight vir belde. Al is dit nou nie recognized continental goeders nie, dis mos maar so goed soos okay, ek is die British champion, maar nou fight ek teen die world champion. Daar's 'n masse verskil tussen die twee. Yep. Ek het net so vinnig highlights van hom loop kyk. Jy kry mos nou nie verskriklik baie van die ou nie. Wat ek gesien het, hy het goeie power. Hy staan sommer baie keer as laat hy hou een shot, dan val hy man soos 'n droë boom neer. Maar jy weet ook mos nou nie, jy weet mos nou niks van die kompetisie. Hoe is die ou se chin, hoe is hy wat ook al. Goeie power. Hy's lank, hy's skraal en dit is mos hoekom daai skraal manne wat so bly hard slaan. Hy gaan lekker na die body toe. Ek het gesien, dit lyk sommer so 'n steek uppercut, so 'n uppercut hoek na die ouens se body toe. So dit lyk hy het goeie power, hy het goeie lekker combinations, soos klomp goed lyk lekker. As ek dit nie mis het, hy het ook die reach en die height advantage bo Bivol. Maar wat ek agtergekom het. Ek meen jy kan ons nou nie volgens highlights kyk hoe goed gooi die ou feints in. Verstaan jy? Het hy 'n solid defense, wat dis mos eintlik maar net 'n afshow ding, 'n highlight. Wat ek wel gesien het is hy's baie stationary. Hy het nie lekker vinnige voete nie en as jy 'n ou soos Bivol kyk, liewe vader, hy's in en uit beweeg rond. Jy vang nie sommer vir hom op een plek op dieselfde tyd of op 2 verskillende tye nie. En so Bivol se movement is baie beter en die ander ene is hy voel nie vir my so clean nie. Hy voel so 'n klein bietjie
rough around the edges. Soos jy kan sien die way hoe hy slaan, soos as 'n ander ou rond beweeg en hy slaan, dan sien jy sy voete is nie in posisie nie. Hy so klein bietjie van balans af en dan kom hy by. Dis klein goedjies, dis nou nie te sê hy gaan nie perform teen Bivol nie, maar ek het gesien hy's net nie so clean nie. Sy tegniek is nie so clean nie. Hy's nie so smooth soos wat 'n mens wil hê. Jy kyk vir Bivol, jy kyk vir Canelo, jy kyk al hierdie ouens, jy sien dis minimum effort, die moves wat hulle maak, hulle voete, hulle hande, hy voel nog so 'n klein bietjie hakkerig en 'n bietjie onorthodox. So amper so hy het daai experience ook. Ja, dit is die gevoel wat jy kry as sê nou jy het nog nooit geboks in jou lewe nie. Nou oefen jy vir 'n jaar. Nou het jy dalk al 5000 houe op die sak geslaan. Jy gaan relatief goeie tegniek hê, maar dit gaan nog baie luiberd lyk. Maar nou kyk jy 'n ou wat al 5 miljoen punches geslaan het oor sy karier. Ja. Dis smooth, dit is effortless, want dit is al tot vervelings toe in sy brein ingegooi. Dit is maar die verskil tussen die twee. Okay. So, Wat's jou prediction volgens dit wat gesê is? Bivol alipad. Ja, ek weet niks van die ou. Wieso ek sal sê Bivol gaan hom of seker maar met punte wen of hy gaan hom laat stop, maar ek sal gaan vir punte, ek weet nie. Ek sal hom die ou 'n bietjie van 'n kans gee. Ja, wel hy is darm undefeated en dit lyk darm hy het power om iemand 'n bietjie at by te hou. Ek weet nie, ek sal net sê Bivol gaan wen, want ek het 'n cooking clue hoe goeie chin het hierdie perdie. Miskien het hy nie eens 'n goeie chin nie en Bivol klip hom. En Bivol het net 'n 50% ook self knockout ratio. Maar Bivol wil, as jy kyk van sy vorige fights, hy teen daai Arthur ou Lindon of wat ook al. Hy druk met alles wat hy het om hy knockout te kry, maar dan begin defend die ouens te erg en hy's nie daai killer fighter en daai groot power om 'n ou met een hou wat deurglip uit te haal nie. So ja, ek weet nie, maar al wat ek weet is ek predict Bivol gaan wen handily. Okay.